Ek is verskriklik bly om vir jou hier te sien vanoggend. Ek glo met my hele hart dat die Here 'n baie spesiale woord het vir ons vanoggend. 'n Woord wat die duiwel nie wil hê dat ons moet hoor nie. Ek sê sonder enige huiwering vanoggend dat as die vyand jou kon kry om vanoggend nie te kom nie, het hy daaroor geglimlag, want hy wil nie hê dat ons moet hoor wat ons vanoggend gaan hoor nie. Ek gaan vanoggend 'n klomp verskillende Bybelgedeeltes bymekaar trek en hulle in mekaar inweef dat ons op die ou einde van bo af 'n prentjie sal sien. Ons gaan goed verstaan wat ons miskien in die Bybel van weet, maar ons gaan nie besef presies hoekom lees ons dit daar en dit daar en dit daar. En wat het dit te doen hiermee? Ons gaan vanoggend die mooi woord is verbande trek in die Bybel. En dis een van daai tye wat as ek dit sien, dan wil ek so staan. Ek wil sê, Here, daar is niemand soos U nie. Niemand kon dit uitgedink het nie, net die Here homself. In ons Pinksterreeks het ons gefokus op die belofte van die Vader. En ons het gesien die belofte van die Vader was nie 'n belofte van iets nie. Dit was die belofte van 'n persoon, 'n wonderlike, warm, liefdevolle, almagtige persoon wat geroep is om te kom, om nie net baie styf, baie naby langs ons in te skuif nie, maar wat ook geroep is om binne in ons te kom bly. En ons het gesien dat Jesus hom genoem het die ander trooster net soos hy. Maar vanoggend wil ek vir ons begin lees in Handelinge 1. En julle sal dink, maar hoekom het Liesel nie daar begin nie? Ek het met 'n baie spesifieke rede nie daar begin nie, maar ons ken dit goed, so ek begin sommer net by vers 4 en ek sê, terwyl hy, Jesus, 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Dis waar ons die naam van ons reeks gekry het. Soos julle van my gehoor het. Met ander woorde, die Vader het hom beloof, maar Jesus het vir hulle van hom vertel. En dan sou Jesus teruggaan en hy sou hom stuur. Ons het dit geleer uit Johannes 14. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Daai doop beteken om deurdrenk te word, om onderdompel te word, sodat ons heeltemal verdwyn binne in hom. Dit was die roeping, dis die plan van God, dat daar al hoe minder Liesel sal wees, want die Heilige Gees moet so vol plek inneem binne in Liesel, dat sy eintlik verdwyn, soos iemand wat verdwyn onder die water, en ons sien daai persoon nie eens meer nie. Dit was die plan van God. Maar dan sê vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. Dit is sulke sirkels wat so uitbeweeg, soos wanneer jy 'n klippie in die water gooi, en daar's 'n klein sirkeltjie wat oorgaan in 'n groter sirkel, wat oorgaan in 'n groter sirkel. In Jerusalem waar hulle was, en dan die hele Judea, en dan die hele Samaria, en dan die uithoeke van die wêreld. Julle sal krag ontvang. Nou die Griekse woord vir krag is dunamis. En ek het so klein bietjie daaroor geskryf in die nuusbrief as jy daaroor gelees het. Een van die vertalings in Strongs vir hierdie krag is letterlik miracle power. Met ander woorde, dit is die bonatuurlike krag van die Heilige Gees homself, is nie my en jou krag nie. Dis sy krag waarmee hy die gelowige toerus, sodat ons in staat is om letterlik miracles, wonderwerke te kan doen in die naam van Jesus. Dis wat God vir ons gegee het in die Heilige Gees. Die vermoë, die goddelike bonatuurlike dunamis, miracle power, om in sy naam die werk van Jesus hier op aarde voort te sit. En dis die roeping. Ek gaan dit net nou ook vir julle wys. Nou ek het dit al vir julle genoem, maar ek noem dit weer. Die Heilige Gees homself en die gawes wat saam met hom kom, sy gawes is 'n geskenk. Dit was die belofte van die Vader. Die Vader het 'n geskenk vir ons beloof. Wat beteken 'n gawe of 'n geskenk? Dit beteken ek ontvang dit sonder dat ek daarvoor gewerk het. Ek kan dit nie verdien nie. Dis bloot 'n geskenk. En dan sê Romeine 11 vers 29 vir ons nog boonop, dat die genadegawes, ek lees dit vir julle,
Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Wat beteken dit? As hy jou een keer geroep het, trek hy daai roeping nooit weer terug nie. Maak nie saak watter draaie jy in die lewe gaan maak nie. Maak nie saak waar hy jou moet gaan haal nie. Die Heilige Gees gaan nooit besluit, weet wat, nou is ek klaar met jou nie. Dit was nou genoeg. Jy het nou een keer te veel my genade in my gesig teruggegooi. Ek is dan. Ons doen sulke goed. Ons sê ek is nou klaar. Die Heilige Gees doen dit nooit nie, want sy roeping op jou lewe is onberoulik. Hy trek dit nooit weer terug nie. Maar dis nie net sy roeping nie. Hy sê hier in Romeine 11 vers 29, die genadegawes saam met die roeping is onberoulik. So dit wat die Heilige Gees gebring het, toe hy gekies het, ons gaan net nou sien, hy doen dit soos wat hy wil. As hy gekies het om vir jou die gawe van bemoediging te gee, of jy nou daai gawe gebruik of nie, jy verloor dit nie. Hy gaan nooit besluit, weet jy wat, ek het vir Liesel die gawe van teaching gegee, en sy wil die teach nie, so nou vat ek dit terug. Nooit nie. Maar dit sê vir my en jou, dat ek en jy gaan eendag verantwoording doen vir hom. Hy gaan vir my en jou sê, Liesel, ek het vir jou die gawe van teaching gegee, wat het jy daarmee gedoen? Maar dit beteken nie dat hy dit ooit gaan herroep en weg gaan vat van jou nie. En juis omdat hierdie krag, die dunamis van die Heilige Gees vir my en jou gegee is, dat die Heilige Gees deur my en jou wonderwerke, ek wil dit letterlik wonderwerke, onthou is miracle power, deur ons kan doen, sê Jesus iets verstommends in Johannes 14 vers 12, hy sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na my Vader toe gaan. Moenie dink dis 'n stelling van Paulus nie, wie is hier aan die woord, Jesus homself. Jesus homself sê, julle sal nog meer dinge, nog groter dinge doen as wat ek gedoen het. Een van die verklarings daarvoor, maar dit is nie genoeg nie. Maar een van die verklarings daarvoor is, onthou, Jesus kon net op een plek op 'n slag wees, en hy was propvol, tot oorlopends toe vol van die Heilige Gees. Maar ek het vir julle gesê, hy het gekies om homself te onderwerp, ons gaan weer daaroor praat, aan die beperkings van 'n menslike liggaam. Hy het nie daai beperkings gehad, toe hy by die Vader was in die hemel nie, maar hy het dit gekies. So, hy het daai teenwoordigheid, daai manifesterende heerlikheid van God, daai dunamis krag van die Heilige Gees, het hy oral met hom saamgedra, maar hy kon net op een plek op 'n slag wees. Met die uitstorting van die Heilige Gees, het ek en jy ontvang wat Jesus gehad het. 'n Mens vol van potensieel, vol van die dunamis van die Heilige Gees. En nou is die dinge wat gebeur het rondom Jesus veronderstel om te gebeur, oral waar ek en jy tree. Dis die calling, sodat ek en jy kan doen wat Jesus gedoen het. Bevryding bring, genesing bring, dis die calling. En dan vra ons onsself af, maar hoekom sien ons dit nie? Want ek weet nie van julle nie, maar ek het baie lanklaas, if ever, 'n wonderwerk verrig. Dan vra ek vir myself af, maar hoekom? As Jesus dan gesê het, maar ons sal dieselfde doen, en selfs groter en meer dinge. Maar sien, Jesus het nie net die dunamis, die krag van die Heilige Gees gehad en tentoongestel nie. Hy het iets anders ook gehad. En dis waaroor ek eintlik vanoggend gaan praat. In Lukas 4 lees ons dat Jesus in Kapernaum was, en dan staan daar vir ons, hy het gereeld op die Sabbatdag die mense daar onderrig. En dan lees ons in vers 12, hulle, die hoorders van sy boodskap, was verbaas oor sy leer. Hoekom was hulle verbaas? Hulle was verbaas oor die woorde wat by sy mond uitgekom het, want hy het met gesag gepraat. So hy het niks niets gesê nie, hy het die dinge gesê wat hulle gehoor het in die skrifte wat hulle gehad het, maar hy het daai woorde anders gebring. Hulle het beleef, maar hier's iets anders rondom hom. En dit het hulle verbaas. En wat hulle verbaas het, is dat hy hierdie leer gebring het met gesag. Gesag is die woord exousia. En gesag beteken autoriteit, selfs jurisdiksie. Ek het dit letterlik gaan opsoek in Strongs. Dit beteken jurisdiksie. Wat is jurisdiksie? Dit beteken wettige bevoegdheid, die gesag om besluite en uitsprake te kan maak. Dis 'n regsterm.
Met ander woorde, dis geldend, dis bindend. As iemand met autoriteit of met gesag dit sê, dan moet dit so wees, dit moet uitgevoer word. Dink aan die regter. Die uitspraak van die regter is geldend. En die vonnis wat hy oplê, is bindend. Want hy het jurisdiksie. En dis wat Jesus gehad het, dis 'n autoriteit om met gesag te praat, en dit is so. En dan sien ons in vers 33, dat in die sinagoge, waar Jesus besig was om die woord te bring, was daar 'n man wat 'n onrein gees gehad het. En hierdie onrein gees kan nie wegkruipertjies speel in die autoriteit van Jesus nie. Dis eintlik vir my wonderlik, en dit laat my wonder, hoekom gebeur dit nie oral rondom ons nie? Want die duiwel kon nie stil bly nie. Onthou, die duiwel hou daarvan om in die donker te opereer, so hy kruip weg. En hy hou daarvan, want sien, hy weet, as ons weet hy's daar en hy's aan die werk, dan kan ons deel met hom. So hy wil eintlik eerder wegkruip. Maar binne die nabyheid van Jesus kon hy nie wegkruip nie, want Jesus is die lig vir die wêreld. En die lig skyn op hierdie demoon, en hy kan nie anders as om homself weg te gee nie, en hy begin te skree. Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet wie u is. U is die heilige van God. Mense kan miskien Jesus ontken vir wie hy is. Maar die duiwel weet baie goed wie Jesus is. Hy erken, in die teenwoordigheid van Jesus kan hy nie eens jok nie. Ek weet wie u is. U is die heilige van God. En dan sien ons in vers 35, maar Jesus het hierdie demoon skerp aangespreek, en hy sê vir hom, bly stil, en gaan uit hom uit. So eenvoudig soos dit. Bly stil, en gaan uit hom uit. En die bose gees het die man tussen die mense laat neerslaan. En hier is my baie oulik, ons gaan weer daarna verwys. En uit hom uitgegaan, sonder om die man seer te maak. Wat sien die duiwel? Is 'n boelie. Hy sou baie graag, hy's mal daaroor, om mense seer te maak. Hy sou so graag hierdie man wou seermaak. Maar in die autoriteit van koning Jesus, toe Jesus vir hom sê, bly stil, en gaan uit hom uit, het hy geweet, ek het nie eers die geleentheid om hierdie ou seer te maak nie. Dink aan die man wat na Jesus toe gekom het, en hy het gesê, my kind word lastig geval deur hierdie bose gees, en hy het hom al in die vuur gewerp. Sien, die duiwel is 'n boelie. Hy hou daarvan om seer te maak. Maar binne die autoriteit, binne die sfeer waar Jesus was, daar waar die Heilige Gees werksaam was, kon hy nie eers die man seermaak nie. En dan sê vers 36, en dis die vers waarna toe ek gewerk het. Almal was baie verbaas. Nou nie net oor die leer van Jesus nie. En hulle raak aan die praat onder mekaar en vra vir mekaar, wat 'n woord is dit, dat hy met gesag, die woord exousia, met autoriteit, met die wettige reg en mag, dis die woord dunamis, die onrein geeste gebied, en hulle gaan uit. So hulle was verbaas, hoekom? Want Jesus het nie net met die krag van die Heilige Gees 'n wonderwerk gedoen nie. Hy het nie net dunamis gehad nie. Hy het ook exousia gehad. Hy het ook die autoriteit van God gehad. Die bose gees moes die opdrag van Jesus gehoorsaam. Hy moes gaan. Hy kon nie stry nie, hy kon nie bly nie, hy kon nie vasklou nie, hy kon nie eers die man seermaak nie. In die autoriteit van koning Jesus moes die bose gees net eenvoudig gehoorsaam. Hoekom? Want Jesus het meer autoriteit as daardie bose gees gehad. Sien, ons het al, en ek het vir julle gesê, ek gaan met julle iets deel. Ek kan onthou dat ons een keer in Egipte vir 'n jong meisie gebid het. Hulle het haar vir ons gebring, hulle het ons gesê, iets het hier verkeerd gegaan, maar sy was 'n doodnormale tienermeisie, Mariaan sal dit baie goed onthou. Pragtige jong meisie, maar sy het glad nie oogkontak met ons gemaak nie, glad nie. As jy met haar wil praat, sy kyk net weg.
En die gees het haar stom gemaak. Sy het net ewe skielik stom geraak. Sy het in sulke verskriklike angsbuie ingegaan, waar sy soos hysteries geraak het. En dan was dit asof die vyand 'n knoppie druk en haar afskakel, en dan raak sy heeltemal, wat ek sou beskryf as katatonies. Sy maak nie oogkontak nie, sy reageer nie, sy kyk op een plek. Sy moes letterlik rondgelei word aan die arm. En ons het vir haar gebid, en weet julle, wat was vir my baie interessant gewees? As ons daai bose gees aangespreek het in haar, alhoewel sy glad nie oogkontak gemaak het nie, terwyl ons vir daai ding gesê het om te gaan, het sy skielik met jou oogkontak gemaak, en die haat wat uit haar oë uitgekom het, dan is die gees se haat, het my hoendervleis gegee, dat ek letterlik in Afrikaans, terwyl ek vir haar bid, in Engels, want sy verstaan nie eers Engels nie, maar terwyl ek vir haar gebid het, dat ek in Oostrand in Afrikaans, dan sê ek vir die Here, Here, kyk hoe gluur daai gees vir ons, dat hy letterlik ons aangluur, dat ek weet, as hy 'n halwe kans gehad het, het hy ons letterlik verskeur. En dan bid ons, en dan sê ons vir hom, jy sal nie, in die naam van Jesus sal jy nie, maar ons glimlag vir haar, en dan sê ons vir hierdie ding, in die naam van Jesus sal jy ons niks aandoen nie, dat sy nie weet wat ons sê nie, maar die bose gees weet baie goed. En dan terwyl sy so gluur, dan kan jy sien, die duiwel gee op, en dan skakel hy haar weer af, en dan staar sy weer op 'n plek. Maar hoekom deel ek dit met julle? Hoeveel jaar later is dit nou, Mariaan? Ek kan nie eers vir jou sê nie, 10, 11, weet nie eers hoeveel jaar later nie. Weet julle wat het my gepla? Alhoewel daai gees glad niks aan ons kon doen nie, kon ons daai kind nie help nie. En ek het nooit verstaan hoekom nie. Ons kon haar nie bevry in die naam van Jesus van daai ding nie. Want sien, autoriteit werk met wettige reg. Op een of ander wyse het daai ding 'n wettige reg gehad, wat eers gebreek moes word, voordat ons hierdie ding kon wegjaag van haar af. So vir jare was hierdie ding rondom autoriteit. Hoe werk autoriteit in my kop? En dis hoekom ek dit vanoggend met julle wou deel. Maar Jesus het oppergesag, en hy het al die krag van die Heilige Gees, en daarom toe hy praat met hierdie gees, toe moes hierdie gees gehoorsaam. In die profesie van Jesus in Jesaja 9, wat ons gewoonlik met Kerstyd lees, wat sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, dan sê Jesaja, hy sal heers, met ander woorde, hy sal autoriteit hê, hy sal heerskappy voer. En dan sê vers 6, sy heerskappy sal uitbrei. Uiteindelik lees ons in die Nuwe Testament dat elke knie sal nog voor hom buig. Ons gaan weer daarby kom. En dan sê Jesaja, hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Met ander woorde, Jesus, wanneer hy weer kom, hy het die eerste keer gekom as die nederige diensknegt, as hy weer kom, kom hy as die koning wat kom om te regeer, om te heers, om heerskappy uit te voer op die troon van Dawid. En dit is in die 1000-jarige vrederyk, is 'n onderwerp vir 'n ander dag. Maar Jesus word uitgebeeld as 'n koning. Wat het 'n koning? In sy een hand het hy 'n scepter. Die scepter is die simbool van sy autoriteit, sy reg om te regeer, dis sy posisie, dis sy autoriteit. Maar sy regterarm is die simbool van sy krag, waarmee hy sy vyande onderwerp. So hy het hierdie twee dinge. Hy het autoriteit, sy scepter, en hy het sy magtige arm, waarmee hy oorlog voer. 'n Baie mooi illustrasie van Jesus se autoriteit, en wat ons help ook om te verstaan van Jesus se autoriteit, is die verhaal in Matteus 8 van die hoofman oor 100, die centurion. Ek is seker julle ken die storie, vertel vir ons dat daar 'n offisier by Jesus om hulp kom vra het, en dan sê hy hierdie hoofman oor 100 of 'n offisier vir Jesus, my slaaf lê by die huis verlam en verduur baie pyn. En Jesus, gretig om te help, sê vir hom in vers 7, ek sal kom om hom gesond te maak. En dan sê hierdie offisier iets wat vir Jesus selfs verbaas het.
Die offisier sê vir hom, Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan, met ander daar's mense aan wie hy verantwoording doen, en ek het soldate onder my, mense wat aan hom verantwoording doen. Vir een sê ek, gaan daarheen, en vir 'n ander een, kom. En vir een wat hy sê, gaan, en die een vir wie hy sê, kom, hy kom na hom toe. En ek sê vir my slaaf, doen dit, en hy doen dit. En dan sê die Bybel vir ons, Jesus was verwonderd oor hom. Met ander woorde, wat het hierdie man verstaan? Jesus hoef nie eers in persoon na sy huis toe te kom nie, want Jesus het autoriteit oor hierdie siekte. Jesus hoef maar net te praat en dit sal so wees. Jesus hoef nie eers in liggaam te kom nie. En dan sê Jesus in vers 13 vir die offisier, gaan terug en wat jy geglo het, sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik, toe Jesus daai woorde gesê het, gesond geword. So Jesus het baie duidelik gesag en autoriteit gehad oor siekte, hy het gesag en autoriteit gehad oor bose magte, maar dis nie al nie. In die nuusbrief het ek vir julle geskrywe oor Markus 4, waar Jesus autoriteit uitgeoefen het oor die stormwind. En hy vir die storm gesê het, bedaar en word stil. En dan sien ons dat dit onmiddellik stil geword het. En die disippels is met ontzag vervul en hulle sê vir mekaar, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Wel later sou hulle uitvind wie hy is. Hy is die Seun van God en self God. In Lukas 10 sien ons dat Jesus nie net oor autoriteit beskik het nie, maar hy gee dit ook, hy delegeer dit. En dis vir ons baie belangrik vanoggend, dis wat ek wil hê ons mee moet huis toe gaan. Ons sien in Lukas 10 dat Jesus die 72, die uitgebreide groep disippels, uitstuur 2-2. Julle ken die verhaal, hy stuur hulle uit en dan sê hy vir hulle, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En dan sê hy vir hulle, bid dat die Vader aan wie die oes behoort, meer arbeiders in die veld sal stuur. En ek en jy is deel van die vervulling van daardie gebed. Ek en jy is ook ingestuur, en dis hoekom ek opgewonde is oor Lucinda se uitreik, want ek en jy is gestuur om die oes te help inbring. Maar dan in vers 17 kom die 72 terug, en hulle is vol blydskap, en hulle sê vir die Here, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van U naam. Kan julle sien waarin lê die autoriteit? In die naam van Jesus. Toe sê hy vir hulle, ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. As ons nie verstaan waarna Jesus verwys nie, sal ons wonder, maar hulle praat oor hoe opgewonde hulle is, dat hulle selfs bose geeste kon uitdryf in die naam van Jesus. En hier praat Jesus van iets wat gebeur het, toe die Satan soos 'n bliksemstraal uit die hemel uitgegooi is. Waarna verwys Jesus? Jesus verwys na die dag toe Satan gerebelleer het teen God, en God hom gestroop het van al sy autoriteit, al sy gesag wat hy gehad het, en hy het hom uitgegooi uit die hemel uit. En waar land die duiwel toe? Op die aarde. Maar let wel, God het die duiwel gestroop van sy autoriteit, sy gesag, sy wettige reg om dinge te doen. Maar wat het hy nooit van hom maar weggevat nie? Sy krag. Want onthou, wat is krag? Krag is 'n gawe. En wat het ons gelees in Romeine 11? Die gawes is onberoulik. As God dit gegee het, trek hy dit nooit weer terug nie. So, die duiwel het baie krag. Wat het hy nie? Hy het nie autoriteit nie. Hy het nie autoriteit oor my en jou nie, tensy ons dit vir hom gee. Dit is in ons hande, ons kan dit vir hom gee. So, ons het 'n kragtige vyand, maar ons bepaal of daai vyand autoriteit het om dinge in ons lewe moeilik te maak, al dan nie. Hoor wat sê Jesus in vers 19.
dieselfde gedeelte waar die 72 so bly was, omdat selfs die demone na hulle geluister het, dan sê hy vir hulle, kyk, ek het aan julle die mag, raai wat is die Griekse woord? Exousia, met ander woorde die gedelegeerde gesag, die gedelegeerde autoriteit gegee, dis Jesus sin, maar hy kan dit gee vir ons, om op slange en skorpioene te trap. Hy praat nie van regte slange en skorpioene nie. Hy praat van demoniese magte, hulle word dikwels beskryf as slange en skorpioene. Om op slange en skorpioene te trap. Daai trap is, het 'n militêre konteks. Dit beteken om, soos, onthou julle toe Adam en Eva gesondig het en God vir hulle gesê het, nou sal daar vyandskap wees tussen die slang en die mens. Met ander woorde, daar sal 'n oorlog wees tussen die duiwel en mensekinders. Dan sê hy sal wel in die hakskeen gebyt word, 'n prentjie van Jesus, maar ten spyte daarvan dat hy in die hakskeen gebyt word, sal hy die kop van die slang vermorsel. Hy sal op hom trap, hy sal sy kop verbrysel deur daarop te trap, met sy hak te trap. Laat my dink aan Joshua. Toe hulle die beloofde land moes inneem, het God vir hulle beloof, oral waar jou voete tree, daai grond sal ek vir jou gee. Dis 'n militêre term. Dit beteken om dit to take it by force. Daar's 'n oorlog. Maar sien, in die autoriteit van die Here is daai oorlog gewen. Maar dit beteken ek en jy kan nie passief terugsit nie, en ek dink dit is baie keer deel van ons probleem. Ons wil terugsit en dan sê ons, die duiwel doen dit en dat en dit aan my. Hy los my nie uit nie. En ons vergeet, dieselfde Here Jesus, wat vir hierdie 72, die mag, die gedelegeerde gesag en autoriteit gee het, om op slange en skorpioene te trap, gee dit ook vir ons, om hulle te onderwerp, om hulle ondergeskik te stel. En dan sê hy, om die vyand met al sy geweld te oorwin. Om hom te kan oorwin beteken daar's 'n oorlog. Ek en jy moenie sê, maar ek is nie lus vir 'n fight nie. Dan gaan ons pak kry. Sy geweld is al daai aanslae waarmee hy kom. Dit is daai krag wat hy het, want onthou, hy het nie meer autoriteit nie, maar hy het verseker krag en hy wil daai krag teen jou aanwend. En hy sal dit doen solank as wat jy vir hom die ruimte gee om dit te doen. En dan sê hy weer eens, en hier sien ons weer eens die hart van die Here. So hy sê, kyk, ek het aan julle die mag gegee, die exousia gegee, om op slange en skorpioene te trap, hulle te onderwerp, om die vyand met al sy geweld te oorwin, al sy kragte te oorwin, sonder dat iets julle leed aandoen. Onthou julle die seun, die man, wat op die grond neergewerp was, terwyl hy gemanifesteer het, maar die Gees het uitgegaan sonder om hom seer te maak. So Jesus gee vir hulle die autoriteit, maar hulle die verantwoordelikheid gehad om dit te benut, om dit te gebruik. Geen demoon sou uitgegaan het as hulle nie vir daai demoon gesê het in die naam van Jesus. Bly stil en gaan uit, soos Jesus gesê het nie. En dit was nie oor hoeveel spoeg gespat het terwyl hulle dit gesê het nie, dit het nie gegaan oor hoe hard hulle dit geskree het nie. Dit was bloot soos wat Jesus dit gedoen het. As jy die gesag het, moet hy luister. Hy het nie 'n keuse nie, want jou gesag is bokant syne. Ek en jy het dieselfde. Maar ons het nou geleer dat krag, gawes, is 'n geskenk. Ons werk nie daarvoor nie, ons verdien dit nie en God neem dit nooit terug nie. Ons weet dit nou. So dunamis het ons en ons het dit vir altyd. Maar goddelike autoriteit werk anders. En nou kom ons by dit wat ek wil hê ons vanoggend baie mooi moet hoor. Ons het nie altyd dieselfde hoeveelheid autoriteit nie. Ons autoriteit neem toe hoe nader ons aan die Here leef. Want autoriteit kom deur intimiteit.
autoriteit in die Here is direk verbind aan intimiteit met die Here. Hoe nader ek aan die Here kom, dan dra hy dit oor aan my. As ek ver van die Here afleef, een voet in die wêreld, een voet op die Here se pad, wil ek nou vir jou sê, die duiwel is baie tevrede. Want ons het onsself geneutraliseer. Want sien, ons het net autoriteit so ver as wat ons oorwinning het. Ek kan nie iemand anders bevry in die naam van Jesus, van iets waarmee ek self worstel nie. So as ek sukkel met, kom ons arguments onthaalwe, 'n maklike ene. Kom ons sê ek sukkel met 'n drankprobleem, met 'n verslawing. Gaan ek nie vir iemand kan bid met 'n verslawing nie. Want ek het nie die autoriteit nie. Want ek leef nie in gehoorsaamheid en in oorwinning in daai area nie. Ek kan onthou, dit was een van die eerste goeters wat ons geleer het oor bevryding. Was 'n vrou wat 'n bevrydingsbediening gehad het. En ek gaan dit nou baie algemeen maak, maar sy het vertel van hoe iemand in die klas gemanifesteer het. En die hele klas is mos nou gretig om te leer oor om te heers en te onderwerp en die gesag van die Here en die gawes van die Here. En die mense het toegesak op hierdie ene wat besig was om te manifesteer. En hulle het gebid vir hierdie persoon. En die een ou wat gebid het, was besig om baie mooi vir hierdie gees te vertel dat hy moet gaan. En die onrein gees het deur die persoon wat besig was om te manifesteer gepraat en hy het hom gesê, jy kan nie vir my bevry nie, jy's ook gebind. Dit was 'n verslawing. Jy's ook verslaaf. Dit gee ons perspektief, né? Kan julle verstaan dat autoriteit is nie net 'n geskenk nie. Autoriteit is iets wat groei binne in 'n intieme verhouding. Dit word oorgedra deur nabye kontak met die Here. Ons groei daarin soos wat ons groei in intimiteit met die Here. En dis hoekom ek gesê het, ons het nie altyd dieselfde hoeveelheid autoriteit waarin ons beweeg nie. Maar God wou van die begin af gehad het dat ons in sy delegeerde autoriteit sou staan hier op die aarde. Ons sien dit al in die tuin van Eden en ek gaan baie vinnig daaroor gaan waar God gesê het, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Wat beteken dit? Om namens ons op te tree. Om ons plan hier uit te voer op aarde soos wat ons dit sou gedoen het. Want 'n verteenwoordiger kan nie buite dit gaan nie. As ek my skoolhoof verteenwoordig op 'n plek, moet ek my so gedra en moet ek so doen soos wat my skoolhoof sou gedoen het. Sê nou maar my skoolhoof is siek, hy sou nooit vir my vra nie want ek is 'n pleb. Maar kom ons sê die onderhoof moet vir hom instaan by ons skool vir die dag. Kan sy nie die reëls verander nie? Want sy staan en tree op namens ons skoolhoof. Sy moet binne sy raamwerk optree. Dis wat Adam en Eva moes gedoen het as sy verteenwoordiger. Dan sê hy na ons beeld sodat hy kan heers. Sien, dit was God se plan, ons namens hom heers. En dan sê vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Dit is vir my so mooi. Die wêreld daar buite kan sê net wat hy wil. Hier sien ons God se plan. Ons kan nie kompromie tref hier rondom nie. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God, man en vrou. Wanneer man en vrou saamkom, dan voer hy heerskappy. As verteenwoordiger om in God se gedelegeerde gesag namens God op te tree, soos wat God in die situasie sou optree. En daarom lees ons in Psalm 115 dat God het die hemel en die aarde gemaak. En dan sê hy, die hemel is net vir die Here, maar die aarde het hy aan mense gegee. Daai gegee is, ek gee dit aan jou oor, heers jy daaroor. Ons was veronderstel om hier te regeer in die gedelegeerde gesag van die Here. Let wel, Adam en Eva moes heers oor alles wat op die aarde was. Al die diere, alles wat daar is, die visse in die see, die Bybel vertel ons dit. Maar wie was ook op die aarde? Wie het uit die hemel uitgeval soos 'n bliksemstraal?
Satan was ook op die aarde. Wat sê dit vir jou? Wie was in autoriteit oor die vyand? Adam en Eva. Ook Satan moes geluister het vir Adam en Eva. Maar wat wou die Satan gehad het? Hy het geweet die autoriteit is deur God aan Adam en Eva gegee, maar hy wou daai autoriteit gehad het. En toe bedink hy 'n baie slim plan, toe dink hy, maar as ek hulle kan kry, as ek 'n saadjie van twyfel kan saai, as ek die triek wat op myself gewerk het, daai ene van, ek wil soos God wees, as ek daai ene op hulle kan trek, dan gee hulle dit dalk vir my. As ek hulle kan kry om my te gehoorsaam, in plaas van God te gehoorsaam, dan kry ek die autoriteit oor die aarde. En dit was presies wat hy gedoen het. En hy kom, en hy sê vir die mense, het goed gesê. En wat doen Eva? Sy las 'n stertjie by. Sy sê, hy het gesê, want die duiwel vergroot, hy sê, het hy gesê, julle mag glad nie eet van die bome nie. Sy sê, nee, hy het gesê, net die een in die middel van die tuin, en dan sit sy 'n stertjie by. Sy las by aan die woord, wat ons nie mag doen nie, né? Sy sê, aan daai boom mag ons nie eers vat nie. God het nooit dit gesê nie. Hy het gesê, jy mag nie van hom eet nie. En die oomblik toe sy dit doen, toe maak sy vir hom die deurtjie oop, en nou kan hy die woord verdraai. Hy sê, dis nie wat gaan gebeur nie. God weet, as julle van daai boom eet, gaan julle soos hy wees. Want wat was in sy hart? Hy wou soos God wees. Hy wou self God wees. Hy sê, en toe gaan die vrou se oë oop en sê, jong, maar dit is darem maar 'n baie mooi vrug daai, en hy sekerlik baie lekker. En die oomblik toe sy eet en sy vir haar man gee, toe sê die duiwel, baie dankie. En daar vat hy autoriteit oor die aarde. En dis hoekom die aarde lyk soos wat hy lyk. Want Adam en Eva het by die sondeval die autoriteit oor die aarde, die autoriteit om hier te heers, om hier koningsheerskappy te voer, oorgegee aan die duiwel. En hy kry die wettige reg om ons te tuister, van ons te steel, te slag en te verwoes. Maar dankie tog, dis nie die einde van die storie nie. Want nou verstaan ons hoekom Paulus vir ons verduidelik dat Jesus die tweede Adam is, wat gekom het om in die plek van Adam te kom regmaak wat die eerste Adam verbrou het. Hy het gekom om die werke van Satan te kom verbreek, sê Johannes vir ons in 1 Johannes. Sien, wanneer Jesus in die woestyn deur die duiwel versoek word, dan sê die duiwel vir hom die volgende woorde. Ek lees vir julle Matteus 4 vers 8. Toe neem die duiwel hom, Jesus, na 'n baie hoë berg toe. Wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Ons het 'n gesegde waar ons altyd sê, jy kan nie iets weggee as dit nie joune is nie. Jy kan slegs iets gee as jy dit het. Hoekom kon die duiwel vir Jesus sê, ek sal dit alles, al hierdie koninkryke van die aarde vir u gee? Hoekom kon hy dit sê? Want dit het aan hom behoort. Hoe het hy dit gekry? Adam en Eva het dit aan hom gegee. Hulle het dit weggegee. Hoekom was Satan bereid om dit alles vir Jesus te gee? Wat was sy, ek wil nou sê, sy deal, wat hy met Jesus van maak? Hy het gesê, as u sal neerval en my aanbid. Wat het hy geweet sal gebeur die oomblik as Jesus hom aanbid? Dan gee hy die autoriteit oor die aarde weg aan Jesus. Maar wat kry hy? Autoriteit oor die hemel. Wat was van die begin af in die duiwel se hart? Hy soek die hemel. Hy wil aanbid word, hy wil God wees, hy wil op God se troon sit. Daar's 'n baie mooi gedeelte in die Bybel wat dit vir ons baie mooi beskryf. Hy wou in God se plek wees. So hy was bereid om die aarde weg te gee, maar dan kry hy die hemel. Jesus se woorde in Johannes 15 vers 30 word nou vir ons duidelik. Hy sê, ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, is daar net die aand voordat hy gekruisig word, want die owerste, met ander woorde die koning, die owerste van die wêreld is aan die kom. Na wie verwys Jesus? Na die duiwel. Hoe het hy die koning van hierdie wêreld geword? Weereens.
Wie moes hier heers as konings met klein kaas in die plek van die groot koning? Adam en Eva. Hoe het die duiwel die koning van hierdie wêreld geword? Adam en Eva het die autoriteit, die gesag aan die duiwel oorgegee. En hy het die koning van hierdie wêreld geword. En ek en jy verwyd dikwels vir God, vir die gemors op hierdie aarde, wat nie hy is nie. Dis die duiwel. Dan sê, hoe kan 'n God van liefde? Dit was nie die God van liefde nie. Dit was die God met 'n klein g van hierdie wêreld wat dit gedoen het. Maar dan sê Jesus hierdie wonderlike woorde. Hy sê, die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie. Een van my gunsteling versies in die Bybel. Wat bedoel Jesus? Kom ons gee dit die parafrase van Liesel Albert. Die duiwel gaan kom en hy gaan my kom deurkyk. Jesus. Hy gaan vir Jesus kom deurkyk. Wat kom soek hy? Hy kom soek iets van homself in Jesus. Want die oomblik wat hy iets van homself in Jesus vind, verloor Jesus die autoriteit om hom te jaag en hom pak te gee. Werk dieselfde met my en jou, né? Ons het net al gesien. So, hy gaan kom en hy gaan Jesus kom deurkyk. Baie fyn, letterlik soos daai apies doen, hulle begin hier en hulle kyk dwars deur, vind hulle nie dalk 'n vlooitjie nie. Hy sou Jesus deeglik kom deurkyk, maar Jesus kon sê, hy het geen mag oor my nie. In die ou vertaling sê, hy het aan my niks nie. Met ander woorde, hy gaan niks kry nie. Wat sê dit vir my en jou? Ek en jy word ook deurgekyk. En dis hoekom daai bose gees deur daai man kom sê, jy kan nie my wegjaag nie, want jy's ook gebind. Maak sin, né? Kom ons kyk gou-gou en fokus net voordat ons klaarmaak op Jesus. Filippense 2 verduidelik vir ons baie mooi en ons het dit vanoggend gesing in die eerste lied en ek het so lekker gekry en toe dink ek, man, die Heilige Gees kan dan dinge bymekaar bring. Ons het dit eintlik so mooi gesing. Vers 5 sê vir ons, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Wat 'n gesindheid was dit? Hy wat in die gestalte van God was, met ander woorde, hy wat self God was, het sy bestaan op God gelyke wyse. Onthou, in die hemel was hy, het hy dieselfde autoriteit as God gehad. Het hy dieselfde vermoëns, dieselfde almag, dieselfde posisie gehad as God die Vader. Maar hy het dit nie beskou as iets waaraan hy homself moes vasklem nie. Met ander woorde, dat hy nie bereid was om dit prys te gee nie. Maar hy het homself verneder. Hy het daai heerlikheid, daai almag, dit alles het hy agtergelaat, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Onthou, hy het gesit op die troon langs die Vader, waar die engele die hele tyd sê, heilig, heilig, ek het verlede week daarna verwys, né? En hy was bereid om dit alles agter te laat. Dis soos 'n jas van heerlikheid wat hy bereid was om heeltemal uit te trek en te klim in 'n menslike lyf met menslike beperkings. Ek dink nie ons gaan ooit verstaan hoe groot dit is nie. En dan sê hy, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself nog verder verneder. Dit was nie genoeg om net sy goddelikheid, sy glorie, sy heerlikheid uit te trek nie. En hy het dit so deeglik gedoen, dat die mense wat, toe hy gebore is as 'n babatjie, het hy gelyk net soos enige ander babatjie. En Jesaja 53 vertel vir ons, hy het nie eers vir homself 'n voorkoms gekies, waarvan ons sou hou nie. Met ander woorde, ek en my maat net vandag in die kar gepraat oor koning Saul, wat op die oog af baie wonderlik gelyk het. Hoekom? Want hy was 'n kop langer as die ander en hy was 'n mooi man. Miskien ons kyk altyd na die uiterlike, né? Jesus het vir homself 'n uiterlike gekies, wat niks spesiaal was nie. Jesaja 53 sê dit. Ek sê altyd vir my, ek dink, u was beautiful en u sal vir altyd vir my in my hart beautiful wees. Maar Jesaja 53 sê, hy doodgewoon gelyk. Hy het so doodgewoon gelyk, dat niemand na hom gekyk het en gedink het, wow, dit moet die seun van God wees. Niemand nie. Nie eers die disippels, wat vir 3 jaar saam met hom gewandel het en alles gesien het, het aanvanklik besef,
wie hy is nie. Hoekom sê ek dit? Toe hy die storm stil maak, wat het hulle vir mekaar gesê? Wie is hy? Nie besef wie hy is nie. Dis hoe deeglik hy hom van die heerlikheid van God homself gestroop het. Niemand anders het dit gedoen nie, hy het dit self gedoen. Maar dan sê Paulus vir ons, hy het homself nog verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Die kruis was 'n vernederende dood. Dit was nie net 'n pynlike dood, dit was 'n vernederende, uiters vernederende dood. As ek dink dat hulle hom met stokke geslaan het en om hom gedans het en gelag het, dat hulle sy baard uitgepluk het, dat daar letterlik fisiese gapings in sy baard was. Dat hulle op hom gespoeg het. Dat hulle sy klere uitgetrek het. Dat hulle hom naak daar gehang het vir almal om te sien. En hy het geweet dit kom. Maar hy het homself nog verder as om net 'n mens te word verneder. Hy het homself verneder tot aan die dood aan 'n kruis. Hoekom? Want hy het homself volkome onderwerp aan die wil van God. Al wat vir hom belangrik was die wil van God. Hy was gehoorsaam tot die dood toe, staan daar. Gehoorsaamheid. Om te onderwerp aan die gesag en die wil van die Vader. Vrywilliglik. Wat was die uiteinde daarvan? Vers 9, en dit het ons gesing. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde, vat so duiwel, jy wil nie, maar jy gaan jou knie buig en jy gaan ook bely saam met elke een van ons. Elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here. Ek hoop jy kan vanoggend met jou hele hart, met vreugde en met blydskap saam met my bely. Ja, Here, ek erken vanoggend, Jesus Christus is die Here, tot eer van God, die Vader. Jesus ontvang die hoogste eer, die hoogste autoriteit, die hoogste gesag. Dit wat die duiwel gesteel het, wat Adam en Eva vir hom weggegee het, die gesag oor hierdie aarde, het Jesus gekom. En hy het kom terugneem, wettiglik syne gemaak. En in Matteus 28 vers 18 sê hy, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Hoekom? Want ons het full circle gekom. Hy was gehoorsaam tot in die dood, maar hy het die dood gebly nie. Hy het opgestaan uit die dood uit. Hy het in die tyd wat hy in die graf was, fisies, liggaamlik, het hy gegaan na Sheol, ons het al daaroor gepraat. En hy het vir hulle, die wat dood was, wat daar in veilige bewaring was, het hy gesê, kyk my hande, kyk my voete, dis ek. Ek is die een op wie jy jou hoop gestel het. Ek het gekom, ek het die prys betaal. Kom saam met my. En hy het hulle, die gevangenes, hulle wat gevange was in Sheol, het hy gevange geneem en saam met hom hemel toe geneem. Die sirkel is voltooi, die werk is volbring. Aan my is nou alle mag gegee in die hemel en op die aarde, wettiglik. En dan stuur hy sy disippels en vir my en jou uit met daai gedelegeerde gesag. En hy sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En een van daai dinge is, gaan leef in die autoriteit wat ek vir jou beskikbaar gestel het. Gaan leef daarin, gaan gebruik dit. En sê hy, en onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Ja, die wêreld lyk verkeerd, en die wêreld lyk skeef. En ons raak baie keer bekommerd en ons wonder, waar gaan dit alles heen? Waarin kan ons vashou? Maar hy is met ons al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Om hierdie opdrag te kan uitvoer, het ons die krag van die Heilige Gees nodig. En ons het daarop gefokus verlede jaar in Pinkster, baie daaroor gepraat, maar dis nie al wat ons nodig het nie. Ons het ook, saam met die dunamis, het ons die exousia, het ons die autoriteit van Jesus, die gedelegeerde gesag van Jesus nodig. En vir ons om te groei in intimiteit met ons Jesus se voorbeeld volg, gehoorsaam tot die dood toe. Jesus was nie lus vir die kruis nie. Met respek gesê, daar
is daar niks binne Jesus wat uitgesien het na die kruis nie. Maar hy het homself volkome onderwerp. Hy het gesê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dis om te onderwerp, dis om te submit aan. Dis hoe ek en jy autoriteit kry. Hoe meet Jesus ons liefde vir hom? Ek sê elke dag vir die Here, ek is lief vir hom. Maar soos die Engelsman sê, talk is cheap. Hoe meet Jesus my en jou liefde? Johannes 14 vers 21 sê, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. Autoriteit verg verhouding. Ons het gesê, hoe nader jy aan die Here kom, dan dra dit oor op my en jou. Dit verg gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid tot die dood, soos wat Jesus gehad het. En die diepste vorm van verhouding en die diepste vorm van gehoorsaamheid is om absoluut onvoorwaardelik jouself te onderwerp aan die gesag van die Here. En as die Here sê, gaan, dan sê ek, ja Here, waarheen? As die Here sê, gee, dan sê ek, ja Here, vir wie? As die Here sê, doen, dan sê ek vir hom, hier is ek Here, stuur my. Volkome gehoorsaamheid, volkome onderwerping. Wat is die verskil tussen gehoorsaamheid en submission, om te onderwerp? Die hart. Want sien, ek kan die regte ding doen met 'n vark in my hart. Ek het 'n baie mooi voorbeeld daarvan, van iemand vir wie die Here opdrag gegee het, om vir iemand anders 'n groot som geld te gee. Die een wat die opdrag gekry het, was nie baie lus nie. Maar hy het na die persoon toe gegaan en hom gesê, het jy nodig om dit en dat te doen? En die persoon het gesê, ja. Hoe weet jy? Sê, en gaan jy dan so en so maak? Ja. Hoe weet jy? En toe sê hy, nou vat dit. En toe gooi hy die geld op die grond neer. Hy was gehoorsaam, maar hy was nie submissive nie. Hy het gedoen wat die Here gesê het, maar met 'n vark in die hart. Sien, as ek my onderwerp aan die Here, dan doen ek die regte ding, ek gehoorsaam met die regte gesindheid in my hart. Ek en jy het die gesindheid van Jesus in Filippense 2 nodig. En daarom wil ek vir jou vanoggend ten slotte sê, ek en jy sal nooit groter autoriteit oor die vyand hê as die diepte van ons verhouding met die Here nie. As ons nie verhouding het nie, gaan die duiwel met ons mors. Ons koppe is 'n sokkerbal vir hom. Hoe groei ons in autoriteit? Deur nader te kom aan die Here. Jy sien, die set van die vyand is, en ek raak so kwaad, ek het baie gewonder, hoekom kry ek letterlik soos 'n opstandigheid, 'n woede in my, as ek hoor dat mense sê, "Oeg, maar so en so is dan verskriklik godsdienstig." Daar's 'n set van die vyand. Ek verstaan godsdienstigheid. Wat is ware godsdienstigheid? Godsdienstigheid is wanneer ek dinge doen, die regte dinge doen, sodat mense my sal eer, sal sê, "Oeg, daai Liesel is aan toegewy. Joh." Dis godsdienstigheid. Ek doen die regte goed, maar sodat God vir my moet 'n tikkie op die skouer gee en mense my moet bewonder. Dit is verkeerd. Dis nie waarvan ek praat nie. Maar daar's 'n etikettering in Christelike sirkels waarvan ek glad niks hou nie. Wanneer hulle geestelike dissiplines beskou as godsdienstigheid. En hulle sê, "Man, pak weg jou Bybel. Jy het nie nodig om die Bybel te lees nie. Jy hoef nie kerk toe te gaan nie. Weet jy praat ons heeldag met die Here, jy hoef nie gebedstyd te hê nie. Jy praat ons heeltyd met die Here." En ons gooi ons geestelike dissiplines weg. Oggend is so 'n lekker vet set van die vyand. Want sien, my geestelike dissiplines, as ek dit verslap my toewyding. En dit word al hoe makliker om my te mislei en te verlei. Wat is die beste kuur vir misleiding? Bly in die woord. As die duiwel dan kom met 'n weird teaching of met 'n weird gesegde, dan kan ek sê, nee, maar dis nie wat in die Bybel staan nie. Maar sien, as ek die Bybel lees en dan val ek daarvoor. Dis 'n set van die vyand. En hoe makliker ek verslap in my toewyding, hoe meer gee ek toe. En hoe meer ek
toegee aan die vyand, hoe meer verloor ek geestelike autoriteit en die vyand neutraliseer my. Ag, weet jy is soos daai ou klein hondjie wat blab deur die draad met jou gejoene. Ag, kyk hoe cute. Hy's niks bang vir my nie. Want hy weet, ek het vir hom autoriteit oor my gegee. Elke keer wat ek toegee aan die vyand, neem ek 'n stukkie van my en ek gee vir hom autoriteit oor my. En hy kan my pla, en hy kan my karnuffel. Julle, ek kom sê nie hierdie goed vanoggend vir julle, om vir julle die idee te skep, dat ek 100% dit together het nie, glad nie. Ek kom deel vir julle wat die Here besig is om op die oomblik vir my te leer. So moenie dink ek is al daar nie, maar ek is opgewonde om te groei in autoriteit. Hoekom? Want ek wil die roeping volvoer wat die Here op my lewe gelê het. En ek weet vir dit het ek die dunamis nodig, maar dit het ek gekry, want die Heilige Gees is in my. Maar ek het ook die exousia nodig. En daarvoor het ek 'n intieme verhouding met die Here nodig. Het ek gehoorsaamheid nodig. Het ek nodig om myself volkome te onderwerp aan God. So ek sluit af. My gebed vir ons is dat ek en jy so sal honger vir die intieme teenwoordigheid. Dat ons nie sal honger vir die autoriteit nie, dat ons sal honger vir die intieme teenwoordigheid, die intieme verhouding met die Here, sodat ons ook autoriteit sal hê. Dat ons nie meer tevrede sal wees om net gered te wees nie, maar dat ons sal shape up. En daarby bedoel ek dat ons die geestelike dissiplines weer sal embrace. Anders gaan ek volgende Sondag vir ons laat sing, lees jou Bybel bid elke dag. Dat ons skoon en heilig en gehoorsaam. Dit is my so mooi daai vers wat sê dat jy bedagsaam sal leef voor jou Here. Sodat ek en jy bruikbaar en effektief sal wees. Want wat het Jesus gesê? Die oes is groot, die arbeiders is min. Maar die arbeiders het die dunamis en die exousia van die Here nodig. Kom ek en jy gaan leef en gaan maak 'n impak. Mag ek en jy so 'n impak maak dat ek kan onthou 'n seun het eendag gesê vir sy ma, hy seker die duiwel weet van haar. Dis sê vir hom, dis 'n vriendin van my, dis sê vir hom, maar hoe bedoel jy nou? Dis sê, want onthou mamma, toe daai 7 seuns van Skefan, toe hulle die bose geeste wou uitjaag, na die voorbeeld van die disippels, van Paulus, toe sê die geeste, vir Jesus ken ons, ons het dit vanoggend ook gesien, die geeste weet presies wie is Jesus, dat hy die heilige van die Vader is. Vir Jesus ken ons, van Paulus weet ons, maar jy, wie is jy? Toe sê hierdie seun, maar sy ma lewe so, dat hy oortuig is, die duiwel weet wie sy is. Mag die duiwel weet wie ons is. Want ons gaan hom nie toelaat om met ons te mors nie. Want ons het die exousia van die Here. Kom ons staan en dan bid ons. Here, ek geniet u woord. Dit is letterlik vir my soos vars brood met lekker botter op. Dankie dat u ons kom voed het vanoggend. Ek bid, Here, dat u ons, soos wat ek net nou gesê het, sal honger maak vir intimiteit met u. Here, dat ons sal kom en baie naby aan u sal lewe. En dat ons u sal geniet en vir u sal gee wat u toekom. U verdien dat ons u sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. En Vader, as dit nodig is, dan bid ek dat u ons vanoggend daardie liefde sal gee, want liefde kom van u. U is die God van liefde, u is die gewer van liefde. Kom gee vir ons so 'n liefde in ons hart vir u. Dat ons nie sal tevrede wees om op 'n afstand te staan en maar net gered te wees nie en 'n speelbal te wees vir die vyand nie. Rig ons op, Here, maak ons enkel sterk. Laat ons in u wapenrusting die oorlog voer en mag ons die vyand onder ons voete onderwerp in die gesag van Koning Jesus Christus, sodat die wêreld tot redding kan kom. En Here,
Ons het nie daaroor gepraat nie, maar my hart raak so vol as ek daaraan dink. Toe die 72 kom en hulle is opgewonde en Jesus vir hulle gesê het, maar het self die duiwel gesien val uit die hemel soos 'n bliksemstraal. Dan enkele versies later vertel dit vir ons hoe kinderlik opgewonde was. Hoe self die Vader geprys het oor mense kindertjies, doodgewone mense soos ons hier vanoggend, wat in autoriteit opereer. Dis wat altyd wou gehad het. Ek bid dat dit ook so sal wees in ons, dat ook vreugde sal vind in ons. Mag naam geheilig word en groot gemaak word, en ja, mag koninkryk kom, Here Jesus, deur ons in hierdie wêreld. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus is en sal altyd by jou wees. Die liefde van God, onveranderlik, vir ewig en vir altyd joune. Maar die gemeenskap van die Heilige Gees is 'n uitnodiging vir jou om naby aan hom te leef. Mag ek en jy daai uitnodiging aanneem vanoggend. Amen.